Goeiemôre vriende, ons is dankbaar teenoor die Here dat ons vanmôre weer kan saam wees rondom sy woord. Ons dank die Here dat hy ons nog deur 'n onbekende en donker nag gedra het, dat ons vanmôre die son kon sien opkom en kon weet dat hierdie dag ook 'n geskenk is uit die hand van die Here om hom te verheerlik in alles en dat ons hom welbehaaglik kan wees. En mag die Here ons ook seën met al die geestelike seëninge in Christus. Mag ons weet dat hy die goeie herder is wat sy skape lei na waters waar rus is. Mag ons die blydskap van die Here ervaar. Want die Bybel sê vir ons dat die blydskap in die Here, dit is ons beskutting. Nou soos jy weet, is ons tans besig met 'n kort reeksie boodskappe wat handel oor wees ek in Christus, of wat is my nuwe identiteit in die Here Jesus Christus, ek as weergeborene, die een wat gered geword het uit genade, die een wat nou aan die Here Jesus Christus behoort. En ag vriende, ons het al reeds so 7 gedagtes hanteer. Vanmôre gaan ons by die 8ste gedagte stil staan. Nou voor ons daarby kom ons doen 'n kort gebed saam en vra dat die Here ons wysheid sal gee in die verstaan van sy woord, maar ook in die toepassing daarvan, in die uitleef daarvan, om hom te verheerlik. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U vir ons 'n nuwe dag gegee het. 'n Dag uit U Vaderhand. Here, U het bepaal en beskik dat ons vanmôre die lewenslig sal aanskou, dat ons weer die son sou sien opkom en dat ons weer genoeg krag het om hierdie dag tegemoet te gaan. Ag Here, ons vra nou dat U ons deur U woord sal versterk na die innerlike mens, sodat ons dan ook uiterlik kan lewe om U te verheerlik. Mag U my wysheid gee in die oordra van U woord, en vir hulle wat dit moet ontvang, ag Here, ontvanklike harte, sodat hulle kan hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. En mag U verheerlik word in die uitkoms, en Here, mag U verheerlik word in ons lewens, sodat ons eendag ook die mooi so by U kan ontvang. Verheerlik U self deur die waarheid van U woord, en Here, ons eer en ons loof U dat ons hierdie dinge kan vra in U naam met dankseggings. Amen. Nou vriende, ons is by ons 8ste gedagte onder die tema, wees ek in die Here Jesus Christus, of wat is my nuwe identiteit as weergeborene? En die 8ste gedagte vanmôre is, dat in die Here Jesus Christus is ek verseker van die feit, dat die sonde en die duiwel geen houvas op my lewe sal hê nie. Nou Romeine 8, het ek vir u gesê, is die hoofstuk waarop ons konsentreer. Romeine 8 staan in die konteks van die boek Romeine, maar Romeine 8 is vir my amper soos die kersie op die koek van hierdie boek, want aan die begin leer ons baie van die dogma rondom ons verlore toestand en hoe Christus vir die sondaar kom sterf het, toe die sondaar nog in rebellie teenoor hom was, en dan vind ons dan die praktiese uitlewing van hierdie nuwe lewe, waarvan Romeine 8 vir my seker een van die kosbaarste gedeeltes dan in die boek Romeine is. Nou vriende, in Romeine 8 vers 10 lees ons die volgende: maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Nou hierdie was vir my so kosbaar toe ek hierdie waarheid raak gesien het, want u sien, dit is deel van die konteks van Romeine, en eintlik is hierdie hele saak deurweef in die boek Romeine, dat die wat in Christus is, die kosbare versekering het, dat sonde geen houvas meer op ons lewe sal hê nie, dat die duiwel geen heerskappy meer oor ons lewe sal kan uitvoer nie. En nou gebruik Paulus dinge soos hierdie gedagtes, dat ons liggame is dood vanweë die sonde. Onthou, toe ons gebore word, was ons in sonde ontvang en gebore. Ons het 'n natuurlike aptyt vir sonde gehad. Daar was 'n begeerte na sonde, daar was 'n normale doen van sonde en 'n regverdiging van sonde. En die dag as ek weer gebore word, dan verander my aptyt, my hele gedagte verander, my wese kom in opstand teenoor sonde, terwyl my hart begeer om die geregtigheid van God dan te doen. Hoe gebeur dit? Die Bybel sê vir ons eenvoudig, dat dieselfde krag wat Christus uit die dood opgewek het, by wedergeboorte ook deel van my lewe word, en dat ek ook in hierdie opstandingskrag van Christus kan lewe. Nou vriende, daar is 'n dwaling wat die rond te doen, of 'n boodskap wat die mense verkondig, om vir jou te sê dat wedergeboorte is belangrik, maar dis nie die belangrikste saak vir die kind van die Here nie. Na wedergeboorte moet jy nog 'n krisis beleef, die tweede genadewerk, of 'n hartsreiniging, waar die Here nou uiteindelik al die sonde binnekant jou uithaal, en dan sal jy eers oorwinnend in Christus kan lewe. Dit is vriende, Bybels vreemd,
Mense vat verse buite konteks en mense gebruik persone as voorbeelde van skep vir my 'n rein hart, o God, in die binneste van my 'n vaste gees. En al hierdie goed is eintlik Bybels vreemd, want nooit in die Bybel sien ons dat enige iemand terugverwys na nog 'n genadewerk wat God in hulle lewe gedoen het nie, maar hulle verwys juis na die enkel grootste werk wat God doen, naamlik wedergeboorte, waar die Here dan ook die heerskappy van die duiwel en die heerskappy van sonde in my lewe verbreek. Ja, van daardie dag af is daar 'n selfsterwe, 'n kruisopname en 'n volg van die Here Jesus Christus wat gepaard gaan met 'n lewenslange aflê van die sonde en 'n opneem van die geregtigheid van die Here Jesus Christus. Wat is die kosbare boodskap van vanmôre? Dat ek nie net soek na die volgende ervaring en die volgende belewenis en die volgende ding wat die predikant aan my voorhou of die volgende geel wortel teologie wat my nou uiteindelik gaan vrymaak van sonde nie, maar dat ek die waarheid sal sien in die Bybel, dat die dag by wedergeboorte kom breek die Here die houvas van die duiwel op my lewe en dan ook die heerskappy wat sonde in my lewe gehad het. En ag, die Bybel sê dit vir ons so pragtig, vriende, daarin die boek Romeine, die 6de hoofstuk. Nou ek het in Romeine 6 hierdie baie besondere gedagte gelees en wil ek dit vanmôre met u kom deel. Daar staan in Romeine 6 vers 12, laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van die ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van die geregtigheid in die diens van God. Weereens die gedagte, ons ontvang geestelike lewe en wat doen ons nou? Die Gees wat in ons harte woon, roep ons op dat ons nou ons liggame nie meer tot beskikking van die sonde sal stel nie, maar tot beskikking van God sal stel om nou die werke van geregtigheid te doen. Hoor wat sê vers 14, kosbaar. Vers 14 van Romeine 6, want die sonde sal oor julle nie heers nie. Dit beteken nie, ons doen baie keer nog sonde nie. Ons almal val en struikel. Die Here sê, as iemand sê dat hy geen sonde het nie, mislei hy homself en die waarheid is nie in hom nie. Maar hoor wat sê Romeine 6:14, want die sonde sal oor julle nie heers nie. Sonde sal nooit weer heerskappy oor die kind van God kan uitoefen nie. Die Bybel sê, want julle is nie onder die wet nie, maar nou onder die genade. Vers 15, wat dan? Sal ons sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Paulus sê, nee, stellig nie. Weet julle nie, dat aan wie julle self as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Maar ons dank God, hoor nou, ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was, verlede tyd, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is, en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. En u sien, dit is die kosbare boodskap van vanmôre. Die dag toe ek weer gebore word, het die Here die heerskappy van die duiwel en van sonde in my lewe kom wegneem. Terwyl ek treur en huil en soms erge berou het oor sonde wat ek nog doen, dank ek die Here dat ek nooit weer 'n slaaf van sonde kan word nie. Nou daar is 'n ander leuen wat die ronde doen, dat 'n kind van die Here weer duiwelbesete kan word of met een of ander sonde dan besig kan raak sodat die bose magte weer heerskappy kan uitvoer oor hulle lewe en allerhande vreemde leringe wat vandag die ronde doen. Ek kan u vanmôre verseker daarvan. Johannes 8:36 sê vir ons, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die duiwel, sy magte kan geen heerskappy uitvoer oor die kind van die Here nie. Watter kosbare versekering dat ons in vryheid kan lewe. Ja, soms struikel ons, maar ons bly nie daarin. Die Bybel sê die regverdige val 7 maal, maar elke keer staan hy op. Hoekom? Want God se Gees woon nou in ons. Hoor hoe pragtig stel 1 Johannes 4 vers 4 dit. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy, Christus, wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Wat 'n wonderlike, kosbare versekering in hierdie môre om te weet, dat die oomblik, die dag toe ek weergebore geword het, het die Here die heerskappy van die duiwel kom verbreek
en die houvas wat sonde op my lewe gehad het. Daarom sê die Bybel vir ons in 1 Petrus 5 vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nigter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu. Hy soek wie hy kan verslind. Hom het julle teestaan, staan vastig in die geloof. En dan vers 10. En mag die genade van God, self wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En dan die woordjie amen of laat dit so wees. So wat wil ek vanmôre vir u sê? Daar gaan 'n geestelike stryd wees. En hoe gaan ons hierdie geestelike stryd tegemoet gaan? In die eerste plek met die wete dat die duiwel se heerskappy en houvas op my lewe verbreek is. Dat sonde nie meer heerskappy kan voer in my lewe nie. Dat hy wat in my woon is groter as hy wat buite staan. Dat ek nou 'n dienskneg van Christus is en deur God se krag my liggaam tot beskikking stel aan Christus om diensbaar aan hom te wees. Wat doen ek? Ek verneder my onder die kragtige hand van God. Ek werp al my bekommernisse op die Here. Ek is nigter en waaksaam, want ek weet ek het 'n vyand en ek weet hy gaan my versoek en ek weet hy loop rond soos 'n brullende leeu en daarom gaan ek nie prooi van die vyand word nie. As u na 'n leeu gaan kyk, hy soek nie die sterkste bok in die trop nie. Hy soek die swakste een en daarom moet ek my voed en versadig met God se woord sodat ek sterk kan staan en wanneer die aanslagte van die vyand kom, meer as oorwinnaar uit die stryd kan tree. En dan die versekering dat die God van alle genade self wat my geroep het tot hierdie heerlike verhouding om saam met sy seun te lewe en in die oorwinning van sy seun te staan, dat ek kan weet, nadat ek 'n kort tydjie op aarde gestry en gelei het, dat ek ook bevestig, volmaak, versterk in hom sal staan om die mooiste by hom te ontvang. Mag die Here u bemoedig vanmôre, dat u nie sal dink maar, ag, my lewe is maar net 'n ou lewe van val en opstaan nie. Daar bestaan nie so ding nie, maar is 'n lewe van oorwinning en wanneer ek val, die genade van vergifnis om weer met nuwe krag op te staan en te sê, met my God loop ek 'n bendestorm en met my God spring ek oor 'n muur. Daar is geen sonde, daar is geen ding in jou lewe wat te groot is vir God nie. Daarom bemoedig ek jou vanmôre, staan vas, staan sterk en weet dat in Christus die duiwel en sonde geen houvas meer op jou en my lewe het nie. Wat 'n geweldige bemoediging. Mag die Here u versterk daardeur en mag hy u ryklik seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus en in die hemele. Seën vir u, mooi dag verder. Tada.